Goeiemôre. Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En ja, dis 'n voorreg weer eens om in God se woord in te gaan saam met julle en bietjie te deel wat die Here met ons wil sê hierdie week. En ja, dis 'n week later, nê. Dis 'n week na die kruisiging. Dis 'n week na die opstanding. Dis 'n week nadat ons kan vier. Hy lewe. Die graf is leeg. En tog is daar so baie van ons wat nog rondloop met hierdie wat kan ons sê, oe eintlik. Ons hoor van die stories en ons lees die stories en ons hoor, maar dit word dis aan die een kant asof dit afgewater word en dit het nie meer daai krag nie. Aan die ander kant, dis ons wat nie meer wil glo nie. Dis ons wat ons oë toe hou. En dis hoekom die storie van die Emmausgangers so vir ons so wonderlik is eintlik, so belangrik is om dit te lees en te sien, waar staan jy in hierdie hele verhaal? Staan jy aan die begin? As ons kyk hier so, en is net Lukas wat dit uithaal, nee, dis net Lukas wat vir ons wys, hoekom, want Lukas was hy was 'n ou wat uitgegaan het en ondersoek gaan instel het, om te sê, kom ons gaan kyk of dit waarlik die storie, die verhaal, die waarheid is. En hy vertel vir ons hierdie storie in Lukas 24, en twee van hulle wat dieselfde dag op pad na 'n dorp was, 8 myl van Jerusalem af was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken nie. Sien partykeer, en ons weet nie hoekom nie. As ons later in hierdie verhaal lees, en ons gaan nou weer aan hierdie verhaal bietjie raak, maar ons weet nie hoekom ons oë weerhou is, hulle oë weerhou is. Maar ek kan net een ding dink, want hulle was hartseer. Die profeet, saam met hulle wie hulle gestap het, was nou net oorgaande, gekruisig, en die storie gaan daaraan, en sê, gekruisig, dood gegaan. Hulle het self met hulle eie oë gesien, hoe hulle Messias dood is. Hulle het self gevolg, toe hulle Messias toegedraai het in lappe, en in 'n graf toegemaak is. En hulle het self gesien, hoe die wagte daar gestaan het voor die plek. En hulle het dit self gehoor die volgende dag wat hulle daar sê, sy liggaam is weg. So dalk is dit die hartseer, maar dalk is dit net dat hulle in hulle eie gedagtes so vasgevang is, dat hulle nie wou glo nie. Of hulle was so gefokus op die nou, hierso nou, wat het nou met ons gebeur? Hoe voel ons nou? Die emosies waardeur hulle gegaan het, hoe voel ons nou, dat hulle nie die toekoms kon sien nie, of hulle kon nie die beloftes ervaar, wat in hierdie boek vir hulle opgeskryf was nie. Ek meen, die Torah was daar, die eerste helfte, die eerste 37 boeke van die Ou Testament, hulle was almal daar, hulle het dit gelees elke Sondag in die tempel. Maar miskien was hulle oë net, dus die storie was net weerhou, want op daai stadium van hulle lewe, het hulle nodig dat iemand dit aan hulle sou openbaar. En ons lees hier so verder, en hy gaan, en hulle sê, en sommige wat daar was saam met hulle, vertel vir ons dat die graf, hulle het ingegaan, en hulle het gesien, die graf is leeg, en sy liggaam, en iemand het sy liggaam gesteel. Sien, hulle luister na mense. Hulle leen hulle ore na mense, na die stories wat mense vir hulle vertel, en dis dalk hoekom ons oë ook verblind is, want ons sit daai beperking op God, om te sê, ja, wat die mense sê, jy kan nie. Daar siektes, die mense sê, jy kan nie genees nie. Die mense sê, ons sien dit nie meer nie. Die mense sê, as daar behoefte is, die mense sê, jy kan nie meer nie. Kyk wat sê Jesus, toe hy al die dinge vir Jesus vertel het. En hulle vertel vir hom wat die mense sê, en hoe hulle glo wat die mense sê. Jesus, kom. En hy vertel vir my en vir jou vandag, en hy sê vir hulle, hy sê vir my, my maggies julle. Dis eintlik in ons taal vir vandag sal hy sê, my maggies. Maar hy sê vir hulle hierso, julle onverstandiges. Julle onverstandiges. Kan julle nie julle koppe gebruik nie? Waarna leen julle ore uit? Hy sê, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, en glo alles en te glo. En nie net te glo wat die mense sê nie, maar glo wat die profete sê.
Glo wat die slim mense, die mense wat daar was, wat geprofeteer het, glo dit. En hy sê, om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. Hy sê, en hy het van die begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En dit is 'n lang pad hierdie, ek meen is 8 myl, wat is dit, 11-12 kilometer. En is nie wat hulle haastig was nie, hulle was bedroef, hulle het stadig geloop, hulle het met mekaar geredeneer, seker vir die eerste uur. En daarna kom het. En dan ewe skielik maak hy hierdie aan hulle bekend, en hy praat van hulle van Moses af. Hy praat van hulle daar van die begin van die storie af, van die profete wat geprofeteer het oor die wat kom. En hy vertel vir hulle seker vir die volgende uur en 'n half, wat hulle rustig gestap het. Ek meen, ek en jy weet, ons kan nie 'n rustige uitstapie teen 5 of 10 km/h gaan doen nie. Ons doen dit rustig, hierso 3-4 km op die maksimum. En hier vertel Jesus hulle van alles, Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê. Is asof hulle daar stap vir stap herinner. Dis eintlik net herinner, nee. Wie God is, wie God eintlik is. En hy sê vir hulle, in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Sien, ons gaan na die mense en ons soek antwoorde, ons gaan na Wikipedia of AI of ChatGPT of waarna toe gaan jy as jy die waarheid wil hê? Waarna toe gaan jy as jy 'n antwoord op iets wil hê? Waarna toe gaan jy as jy 'n deurbraak vir iets wil hê? Gaan jy na die mens toe? Ons as mens kan saam met jou bid en saam met jou intree, maar as jy nie na die skrifte toe gaan, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God, dis Johannes 1 vers 1. Dis daar waarna toe ons moet gaan as ons iets soek, as ons uitweg soek, as ons 'n uitkoms soek, as ons die waarheid soek. Dit is daar waarna toe ons gaan, en dit is Jesus wat vir hierdie disippels sê, julle is onverstandig, hoekom? Want julle gaan nie terug na die woord toe. Dit is daar waar ons antwoorde kry, en ons lê dit uit stap vir stap. Ek meen, dit is die apostels wat hier skryf, en hulle sê, as elke wonderwerk wat Jesus gedoen het in hierdie boek opgelees, sou daar nie genoeg bladsye wees nie, sou daar in daai tyd nie genoeg papiere gewees het nie. En dit is daar waar ons antwoord kry, en hy sê vir ons, julle onverstandig, en hy lê hulle uit, alles met betrekking tot Jesus, alles met betrekking tot God, die begin en die einde. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die waarheid, wie weg die waarheid in die lewe. Niemand kom na my toe behalwe deur, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit is daar, en God sê, ek is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Sê, dit is daar waar God dit vir hulle uitlê om te sê, hierdie is die dinge wat geprofeteer is, en hierdie is die dinge wat nou waar geword het vir jou. So moenie jou oë uitlee na die mense toe. Jy kan saam na mense toe gaan en jou probleme daar by hulle uitlê, en soos Jesus, soos hierdie disippels gedink het, want hulle het daar gestap met die gedagte dat hierdie was maar net doodgewone mens. En toe kom hulle by God. Toe kom hulle by God, en God lê die hele storie uit vir hulle. En toe kom hulle daar op 'n kruispunt van hulle lewe. Hulle kom en hulle sê, daarop kom hulle naby die dorp waar hulle nou op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Sien, stap verder met Jesus, of 'n afdraaipad, wat jy self kies. Daarop kom hulle, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons. Sien, daar het hulle oë nog nie oopgegaan nie. Hulle het nog antwoorde gesoek. Hulle het nog vrae gehad vir hierdie mens wat saam met hulle gestap het, hierdie wyse persoon wat hierdie journey saam met hulle gereis is. En hulle dring aan en hulle sê, bly by ons, want dit is amper aand. En die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit vir hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Daai is vir my so amazing, nee.
Dit is daar waar jy kom op daai kruispunt in die lewe en jy ken die woord, want jy was al in die kerk en die pastore en die dominees en almal het al klaar hierdie woord aan jou geopenbaar. En jy daar en jy redeneer daaroor en jy dink daaroor. En as jy nog vrae het, gaan na die persone toe, gaan na God se woord toe. Gaan in God se woord, sit aan tafel. Hê gemeenskap. Enjoy communion with God and your eyes will be opened. En dis wat hier gebeur het. Hulle het gemeenskap gehad. Hulle het daai tyd saam met die Here spandeer. Hulle het geweet daar's iets besonders aan hierdie persoon en ek en jy weet dit ook want ons hier en dit sê daar, toe staan hulle en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend toe hy die skrifte, toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. En dit is daar, jy gaan in en jou hart brand, iets hier binne in jou word wakker en dan baie van ons stop net daar. En dan stop ons daar en ons hou nie aan en ons druk nie deur nie en dis hoekom ons nie daai deurbraak het nie, want ons harte is aan die brand vir nog meer, maar ons gedagtes dwaal en dit gaan na al die dinge waaroor ons moet bekommer, nê. En dan sit ons op daai kruispunt en dan gaan ons op ons eie, waar jy moet aandring dat God se woord saam met jou gaan. Jy moet aandring dat jy dieper in God se woord in sal gaan, want jy weet dit is die waarheid. Jy weet jou deurbraak kom en hulle deurbraak het gekom toe hulle het aangedring het om te sê, Here, openbaar meer, openbaar die waarheid aan my. En dit is waar ek het los vandag is, daar waar jy in daai kruispunt staan om te sê, moet ons aangaan op ons eie of moet ons aangaan saam met die Here? Smeek die Here, vra die Here, dat die Here homself in jou sal openbaar, hê gemeenskap met die Here, breek brood saam met die Here, en sê, Here, ek sal nie totdat, soos daai dame wat gelei het aan bloedvloei, ek gaan nie ophou totdat ek aan die soem van sy kleed geraak het nie. Sy het daai deurbraak gesoek, sy het deurgedring, sy het deurgedruk, totdat sy net 'n vinger, net 'n hand aan sy kleed gehad het. En dieselfde is hierdie apostels, hierdie disippels, hulle het aangedring totdat hulle daai deurbraak gehad het en toe hulle oë oopgaan, toe is dit daai wow ondervinding om te sê alles wat in hierdie boek opgeskryf het is die waarheid. En ons sal nou glo en ons sal glo. Hoekom? Want God is die waarheid. By God sal ons die deurbraak kry. By God sal ons die antwoorde kry. By God sal ons die genesing kry. By God sal ons daai vryheid kry. By God sal ons daai verlossing kry. En dit is wat ek by julle wil hê by Los hierdie week. So mag jy 'n geseënde week hê, mag die Here jou ryklik seën in elke area en elke faset van jou lewe. En dat ek vir jou kan sê vandag, hou aan deurdruk. Hou aan met hierdie pad waarop jy is. Want die uitkoms is amazing. Dit is wonderlik. As jy eers daar by die Here aankom, sal jy sien, it was worth it. It was worth it. It went far beyond, it exceeds way beyond that which you could ever ask, or pray, or believe. Hou aan, druk deur. Die Here is lief vir jou. Hy's daar vir jou. Hy stap hierdie pad saam met jy sonder dat jy eers bewus is daarvan. Iets binne in jou sê vir jou, God is naby. Mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ons is lief vir julle en as jy nodig het, reik uit. In Jesus naam.